Goeienaand en baie welkom by nog 'n uitsending of nog 'n weergawe van Praag TV hier op YouTube. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so en klik op die knoppie, asook op die klokkie, sodat jy kennisgewings van ons toekomstige video's mag ontvang. En ons wil ook almal bedank tot dusver wat vir ons ondersteun het deur ons boek te koop, Hart van Duisternis. Die novelle deur Joseph Conrad duur uit die jaar 1902, maar wat vandag, ek dink meer as ooit ter sake is in Suid-Afrika, want ons is regtig besig om die donker kant van Afrika te beleef. Koop gerus die boek hieronder by die skakel op die in die beskrywing, en jy sal ook so 'n kaartjie hier bo op die skerm sien verskyn. Maar as ons nou praat van die donker kant van Afrika, ja, iemand het vir my op X, die voormalige Twitter, 'n klomp foto's van bladsye uit 'n boek aangestuur. En ek is nou baie nuuskierig oor daardie boek. Dit gaan oor die Universiteit van Kaapstad en die sogenaamde Rhodes Must Fall beweging wat daar plaasgevind. En as jy nou praat van donker Afrika, dan het dit aan die Universiteit van Kaapstad gebeur. En onder andere, op een van die bladsye wat hy op X uitgestuur het, ek het die goed toe gehertweet en alles, daar is daar's 'n man, professor Haan, wat die voorsitter was van die aanstellingskomitee. En daar was 'n PhD-student wat ook 'n lektor in een of ander departement was, wat nie eintlik sy werk gedoen het nie, en toe het hulle besluit om nie vir hom 'n permanente aanstelling te gee nie. Die volgende oomblik het hy het toe later 'n doktersgraad ook ontvang, dink ek, Dr. Tladi, het hy by die man se kantoor ingestorm met 'n sambreel en hom oor die kop geslaan, hierdie professor Haan, wat 'n blanke was. Hy het hom oor die kop geslaan met die sambreel, dermate dat die sambreel uiteindelik gebreek het, maar toe het die professor Haan geval en met sy kop op die vloer, en hy het so of sy bewussyn verloor, en toe het hierdie Dr. Tladi, die PhD-student, wat nie 'n vaste aanstelling kon kry nie, het toe begin hom met sy voet en sy skoen om op sy skedel te trap en in sy skedel in te boor en so meer. Hulle het hom uiteindelik van hom afgetrek, maar die professor Haan is ernstig beseer en hy is gehospitaliseer en hy het inderdaad in die hospitaal beswyk. Nou dit was hier in die omtrent 2016, 2018 rond, terwyl al hierdie dinge nou aan die gang was by die Universiteit van Kaapstad met Rhodes se standbeeld wat hulle afgebreek het, met ontlasting gegooi het, en so meer. Maar dit is 'n baie, in hierdie boeke, die boek is nou, blykbaar die titel van die boek is The Fall of the University of Cape Town, iets van die aard. En dit is geskryf deur 'n dosent in filosofie, professor David Benatar. Ek sien die boek is beskikbaar op Kindle, op Amazon. Ek sal dit miskien vir myself aanskaf. En miskien dan kan ons weer by 'n volgende geleentheid bietjie daaroor praat, maar onder andere een van die dinge op 'n bladsy in die boek waaroor daar gepraat word is dat van hierdie swart dosente by die Universiteit van Kaapstad, hulle het eenvoudig hulle studente opdrag gegee dat as iemand vir jou sê jy is irrasioneel, dan moet jy net vir daai persoon sê, ek dink nie meer soos 'n blanke nie. Met ander woorde, rasionaliteit as sodanig word gesien as 'n blanke manier van dink, en daardie swart dosente aan die Universiteit van Kaapstad en studente ook, is heeltemal bevry van rasionaliteit. En dit bring my nou by die grondkwessie ook. Want ek dink ons is besig om iets irrasioneels te sien gebeur betreffende grond in Suid-Afrika. Vandaar is die titel van hierdie video
gaan grondgryp plaasvind. Nou ek kan nie voorspel of grondgryp gaan plaasvind nie, maar dit lyk net vir my asof ons inbeweeg in 'n tydvak in Suid-Afrika, waar dinge al hoe meer irrasioneel word. En daar is nie meer brieke nie, daar's nie werklik meer reg en geregtigheid nie, die howe is grotendeels korrup, daar's eintlik niks wat meer hierdie soort revolusionêre proses wat aan die gang is in Suid-Afrika, wat hom meer kan keer nie. En nou is dit nogal vir my interessant ook die tipe goed wat, ek gaan nou 'n bietjie praat oor net ons geskiedenis van grond ook, maar is my interessant die soort dinge wat mense nou op die internet rondstuur, hierdie soort meme. En iemand het vir my hierdie ding ook aangestuur. Dit is nou, ja, daar staan nou hoeveel eiendomme gaan van Ramaphosa afgeneem word. Ramaphosa het R19.000 in 1994 verdien. Hy was 'n miljonair teen 1997. Vandag is hy 'n miljardêr. Gee hy werklik om vir die armes of is daar 'n ander agenda? En soos dit daar gestaan ook, blykbaar beskik Ramaphosa oor 30 eiendomme. Hy beskik oor ten minste een plaas, indien nie meer nie. Met ander woorde, maar hy word nie geteken deur grondgryp of deur grondhervorming of deur onteiening sonder vergoeding nie. Nee, hy het al meer as 30 eiendomme en hy gaan nog meer eiendomme hê. Maar hy word glad nie geteken nie, want natuurlik is hy nie 'n blanke nie. Nou as mens bietjie, en dan is daar nou hierdie ander vent ook, jy weet, Montage, Gwedi Montage, so lyk hy. Daar was 'n Franse boek so in die laat 80er jare wat gegaan het oor maagpolitiek, oor die korrupsie in Afrika, en wat hierdie Franse skrywer dan maagpolitiek genoem het. En jy kan sien hierdie ou te groot maag, en hy kan baie eet, en hy gaan baie eet ook. En dit gaan in Afrika oor, jy moet soveel as moontlik eet. En hulle sê mos, jy weet, ja, ou André de Ruyter het ook mos gepraat daarvan, dat hulle het vir hom gesê, nee, maar ons moet hier kom eet by Eskom. Jy weet, as daar 'n kontrak is, of 'n tender, of wat ook al, dan moet ons kan eet. En ons het groot maag, ons gaan baie eet, miljoene rande eet. Dis wat hier by ons aan die gang is. Jy weet, in jare gelede, jy weet, ek kan onthou, kyk, ek het voorheen op die program al verwys na daai boek wat ons ook uit Frans vertaal het, Negrologie, hier in die vroeë 2000s. Jy weet, en toe die mense ons uitgelag, jy weet, sê, ja, wat is dit nou, jy weet. Maar ons kon toe al sien waarheen dinge neig, en kyk, daar's 'n hele geskiedenis hier in Afrika, en in ons eie land natuurlik. Maar kom ons praat 'n bietjie verder oor die grondkwessie. Nou, ek het probeer dink, jy weet, hoeveel kere in die verlede, hulle sê nou die Afrikaner beskik oor te veel grond, maar iemand het ook vir my 'n verslag gestuur van 'n meneer Karel van der Merwe. Hy's 'n regsgeleerde en hy het ook 'n MBA, en hy het 'n hele studie gemaak van wat sedert 94 gebeur het en hoeveel grond daar al aan swartes oorgedra is. En eintlik besit as jy nou die tuislande en die ou gemeenskapsgrond, jy weet die kommunale grond wat die swart hoofmanne al vir eeue lank besit, en as jy dit alles bytel, met al die grond wat sedert, jy weet, deur middel van restitusie en grondeise en al die goed aan swartes oorgedra is, dan beskik hulle reeds oor 75% van die grond in die land, van die landbougrond. Maar soos ons daaraan dink, jy weet, daar's nou nog 'n paar boere in die Karoo en so wat 'n paar plase beskik. Maar jy kan niks in die Karoo uitrig nie. Jy kan 'n bietjie met skape boer wat nou bossies vreet en sulke goed, maar jy weet, die Karoo wat 70% van Suid-Afrika se oppervlak beslaan, dis nie landbougrond nie. Niemand ter wêreld sal dit as landbougrond beskou nie. Dus, maar as ons nou terugdink aan die geskiedenis, hoeveel kere het ons nie al grond verloor nie? In die eerste instansie
was dit tydens die ek dink tydens die groot trek. Jy weet, baie van die boere wat op die groot trek gegaan het eenvoudig net hulle plase gelos met hulle huise. Nou, daar's die pragtigste stinkhout en geelhout meubels wat jy nou nog daar in die Oos-Kaap kan sien. Jy weet, daar's ongelooflike meubels daaronder wat uit daai tyd uitkom. Toe mense net eenvoudig hulle goed gelos het en hulle het alles op 'n wa gepak en weggekom want hulle was moeg vir die Khoisas, hulle was moeg vir die Engelse wat hulle onregverdig behandel het. En hulle het toe op die groot trek gegaan. So hulle daar het ons vir die eerste keer 'n groot klomp grond verloor. As ons ook daaraan dink, baie van die grond in Suid-Afrika, jy weet, was nie eintlik landbougrond om mee te begin nie, maar ons het van Nederland afgekom, onder andere, en Nederland, jy weet, is 'n plek met windmolens, met kanale en alles, en dit my nogal getref, jy weet, op Stellenbosch. Nou nog is daar sulke leifore voor die huise, en daai goed bestaan waarskynlik al van die begin toe Stellenbosch uitgelê is, jy weet, in die 17de eeu. En dieselfde in Graaff-Reinet. Graaff-Reinet is, dink ek, die 4de oudste dorp in die land, en daar kry jy ook leifore. So ons het van die begin af omdat ons hierdie ongelooflike kennis van water en kanale en damme en al sulke goed gehad het wat ons saamgebring het van Nederland af, het ons al die beskikbare water optimaal begin benut in plekke waar geen van die Bantu stamme ooit sou kon boer nie. Nou hoe op aarde kan hulle nou vandag omdraai en sê dit was hulle grond? En ons het op daai manier het ons 'n groot deel van die land natuurlik beset en plase daarvan gemaak deur die hele land, al 4 provinsies en selfs in die ou Suidwes natuurlik. Maar nou, toe verloor ons in daai grond met die groot trek. Dit was die eerste groot grondverlies. Toe gedurende die Tweede Vryheidsoorlog 1899 tot 1902 brand Brittanje die hele noorde van die land af. En regtig mense die laaste woord is nog nie gespreek oor wat daar gebeur het nie, want dit was 'n ongelooflike, daai verskroeide aardbeleid saam met die konsentrasiekampe. Dit was iets verskrikliks. Dit was soos die 30-jarige oorlog in Duitsland tussen 1618 en 1648. Tydens daardie oorlog het blykbaar 1/3 van alle Duitsers omgekom en dit het hulle 120 jaar geneem om daarvan te herstel. En baie dieselfde het jy weet, dit het ons ten minste 50 jaar geneem om daarvan te herstel. En ek dink ek het iewers ook 'n statistiek gesien dat voor die Tweede Vryheidsoorlog het omtrent 80 tot 90% van alle Afrikaners grond besit in Suid-Afrika. En na die oorlog, hierso teen 1910 of so, was daar net 48% van mense wat oor grond beskik het, want vanweë al die finansiële terugslae en alles wat afgebrand is, het hulle grond verloor, en daar's ook van die swartes, van die swart stamme wat eenvoudig net in beweeg het, jy weet, met die vrouens en kinders in die konsentrasiekampe, daar was niemand meer op die plase nie, en hulle het van daai grond eenvoudig net beset, en dit is waarskynlik nooit weer oorgedra aan die oorspronklike eienaars nie. So dit was ons tweede groot grondverlies gewees. Toe, gedurende die 20ste eeu het dinge natuurlik beter gegaan, en jy weet, veral toe die nasionale partye in bewind gekom het, het dit heelwat beter gegaan, want ek dink hulle was simpatiek teenoor die boere, en daar was allerlei, jy weet, daar was die landbank, en al sulke dinge wat die boere ondersteun het, maar, mense praat nou van sogenaamde apartheid, of afsonderlike ontwikkeling, soos dit genoem is, en deel daarvan het ook behels, en waarskynlik weer die meeste kykers van hierdie kanaal dit baie goed, dat hulle groot stukke grond weer eens aan die tuislande oorgedra het. Hulle het van die grond onteien met vergoeding van blanke boere, van meestal Afrikaanse boere, en hulle het dit gevoeg by die tuislande om die tuislande groter te maak tydens die sogenaamde tuislandkonsolidasie. Met ander woorde, daar het ons weer eens 'n groot klomp grond verloor.
En ja, toe kom 94 en hierdie hele restitusie en grondhervorming, grondeise. Jy weet, die meeste van daai grondeise sou nooit in 'n hof eintlik bewys kon word nie. Jy weet, dit was absoluut op hoorsê in ou dokumente of iewers het jy weet, 'n sendeling in 'n brief iets geskryf of iets. Jy weet, daar was nie getuienis daarvoor nie, in die meeste gevalle nie. Jy weet, in 'n klomp daarvan is, mense het ook artikels en boeke daaroor geskryf. Jy weet, daar was byvoorbeeld, ek dink hier in die Oos-Transvaal was daar 'n plek, toevlugsoord. Hulle skryf daaroor in die groot Suid-Afrikaanse grondskandaal deur Philip de Tooy. En daar het 'n klompie Duitse sendelinge 'n sendingstasie opgerig en vir swartes geleer om bakstene te maak en messelwerk te doen en sulke tipe goed. Toe val die een stam die ander stam aan en die stam vlug toe soontoe en die sendelinge help hulle toe maar daar om hulle lewens te red. Toe noem hulle die plek toevlugsoord. Nou, ek weet nie wat intussen daar presies gebeur. Ek dink op 'n stadium, ja, het die plek, dit was toe ook 'n soort museum of 'n nasionale gedenkwaardigheid, hierdie sendingstasie toevlugsoord. En dit het uiteindelik aan 'n munisipaliteit daar iewers in die Oos-Transvaal behoort. Wel, toe kom hierdie grondhuispartytjie. En raai wat? Die nakomelinge van daardie swartes wat vir 'n ruk daar gewoon het, omdat die sendelinge vir hulle onder dak gegee het, omdat hulle aangeval is deur 'n ander swart stam. Hulle het 'n grondeis ingedien op daardie stuk grond en op die sendingstasie, en die munisipaliteit wat in daardie tyd onder ANC beheer was, het dit nie teengestaan nie. Toe kry hulle net eenvoudig daai grond, wat nog nooit hulle besit was nie. Hulle het toevallig daar beland omdat 'n ander stam hulle jy weet, aangeval het. En daar was 'n klomp sulke belaglike, vreemde eise wat toegestaan is, en jy weet, 'n groot klomp boere het hulle grond verloor as gevolg daarvan. Trouwens, ek het 'n vriend, 'n baie dierbare vriend in België. Hy is ook 'n groot ondersteuner van Praag al jare lank. Hy het nog altyd al ons boeke gekoop en dan bestel hy dit van België af en dan stuur ons dit vir hom met lugpos soontoe, maar deesdae kan jy nie eers meer 'n boek met die pos stuur nie, want die poskantoor het heeltemal opgehou werk. Nou, ek sal nie sy naam noem nie, maar hy was, hy's 'n Vlaming, maar hy het hier skool gegaan, en hy beskou homself tot vandag toe nog as 'n Afrikaner. En hy en sy gesin het, toe hy nou nog 'n kind was, het in die Belgiese Kongo gewoon. En hulle was toe met vakansie in Suid-Afrika. Volgende ding gebeur die hele, revolusie, onafhanklikwording, jy weet, wat die mense dit ook al sal noem, in die Kongo. Jy weet, daar was natuurlik die nonne verkragt, dit was 'n verskriklike besigheid. En en almal moes net, die blankes, die Belge moes net daar vlug. Jy weet, ek het 'n ander vriend, 'n ander Belgiese vriend wat 'n skeepskaptein was, en hy het oral ter wêreld rondgevaar op die Mississippi rivier en in die Tersee, en toevallig was hy in die Kongo en hy was op pad terug België toe. Toe het hulle hom oor die radio geroep en gesê, nee, hy moet teruggaan, want daar's nou nonne wat verkragt word en wat ook al. En toe het hy sy skip omgedraai en teruggegaan, en van daai nonne het nakend en bebloed by hom aangekom, en van die bemanning op sy skip het van hulle klere vir die nonne geleen, sodat hulle die nonne daar kon red. En hierdie vriend van my, wat saam met sy ouers hier in Suid-Afrika was, hulle het maar besluit om hier te bly, want daar was eenvoudig net chaos in die Kongo. En hy het hier skool gegaan in Afrikaans, en sy pa het weer begin boer naby Bronkhorstspruit. So hulle het hulle plaas en alles wat hulle gehad het in die Kongo verloor. So waar is wragtig, in die vroeë 90's, het daar 'n grondeis gekom op hulle plaas naby Bronkhorstspruit,
en hulle het dit weer verloor. So in een geslag het sy pa 2 keer sy grond verloor, 1 keer in die Kongo, 1 keer hier. En toe sê hy maar vir sy seun, jy moet maar in België gaan studeer, want ek dink nie daar was 'n toekoms hier vir jou nie. En hy het toe in België gaan studeer en hy het vandag 'n goeie pos in België en is redelik wel af en wat ook al. Dus, jy weet, daar's 'n les vir ons uit al hierdie dinge te leer van hoeveel grond verlore gegaan het in die verlede. En nou, ja, so die 4de grondverlies of onteiening was in die 90e jare met die grondeise en die vroeë 2000s. En nou kom ons met Ramaphosa, wat nou met sy onteiening sonder vergoeding gaan begin. En diegene wat dink, ja, jy weet, hulle het nou net hierdie wet gemaak, ingeval, jy weet, ons nou mense wat sê, nee, maar die howe sal dit nie toelaat nie, jy weet, asof jy enige pyl op die howe kan trek, en veral nie op die grondwet of nie. Trouwens, daar's 'n ander ou op Twitter, advokaat Anthony Brink, en hy stuur ook, hy stuur ook vir my allerlei goed, en hy het 'n hele ding oor die korrupsie in die howe, van die regter-president af, regdeur. Hy het al klagte gelê en al sulke goed. Nou ja, so die howe gaan niks keer nie. En nou het ons hierdie belaglike idee dat alle grond eintlik aan swartes behoort het. Selfs buite hulle tradisionele stamgebiede, jy weet, in al hierdie ander gebiede waar ons mense gewoon het, en wat ons mense beset het, en waar ons met ons boorgate en damme, en al daardie, jy weet, westerse metodes, het ons boerderye daar gevestig. Maar selfs dit was hulle sinne, en as 'n mens nou op X gaan, en jy weet, al hierdie swart, jy weet, deelnemers aan X, jy weet, hulle voor die voet sê hulle almal irrasioneel, ja, julle het ons grond gesteel, en ons gaan dit terugvat, en jy weet, daai soort syndroom is gevestig, en ek is bevrees die hoofstroom media in Suid-Afrika het niks gedoen om dit, jy weet, teen te gaan of te keer nie. Dit is gevestig in al die linkse akademisie, hierdie selfde, wel, natuurlik, hierdie selfde, ek dink ek het voorheen al na haar verwys in ons vorige video, Elmien du Plessis van die Universiteit van Potchefstroom, wat nou 'n regter geword het in Johannesburg, en sy is ten gunste van grond gryp. Al daai mense met al hulle artikels en dinge wat hulle geskryf het, hulle het hierdie linkse ekstremistiese gedagte gevestig dat grondbesit en selfs eiendomsbesit in Suid-Afrika is gegrond op ras, en dat die swart ras besit alles in Suid-Afrika, of het dit besit, en dit is toe onregmatig van hom ontneem. En natuurlik is dit, jy weet wat, dis 'n uit en uit kommunistiese idee waarmee hulle hier besig is, en dit het nêrens elders ter wêreld gewerk nie, veral nie in Zimbabwe nie in Mosambik nie, nêrens ter wêreld nie, en dit het uiteindelik net tot armoede en ellende gelei. So wat staan ons te doen? Wel, is natuurlik die hele Trump-revolusie waaroor ons ook al voorheen gepraat het, maar ek dink ons moet ernstig beginne planne maak en met ons mense gesels, en ons moet saam staan, en ons moet, voor 'n dag kom met 'n plan, en daai plan sou wees om los te breek uit die res van die land. En daar moet ten minste 2 state, daar moet ten minste 'n 2-staat oplossing, miskien 'n meerstaat oplossing, maar ten minste 'n 2-staat oplossing in Suid-Afrika kom. En ek het so 'n bietjie na die internasionale reg gaan kyk, en die volkerreg en al daai goed, en gaan Google bietjie Kosovo, gaan kyk wat daar gebeur het. So maar baie gaan afhang van die Amerikaners, van meneer Trump en alles, maar ook van die idees waarmee ons vorendag gaan kom, en die argumente en die navorsing wat ons beskikbaar kan stel. En ek is bevrees, ons gaan baie hard moet werk oor die volgende paar jaar.
En ons het nie baie tyd nie om al hierdie goed te argumenteer en te vestig, sodat ons kan uitkom uit hierdie stelsel, want soos ons daar by die Universiteit van Kaapstad gesien het, hy raak baie irrasioneel en jy weet, dit is besig om ons is, jy weet, daai terugkeer na oer-Afrika toe is nie meer ver nie. Jy weet, dis nie gegrond op logika nie, dit is net emosie en instink en jy weet, tradisie en ook toordery en al daai goed. Jy weet, ons gaan nog op 'n stadium bietjie oor daai goed ook praat, want jy weet, daar's 'n vriend van my, 'n navorser wat, jy weet, gaan kyk het na toordery en jy weet, die irrasionele en bygeloof en wel, tradisionele geneeskunde in Suid-Afrika. Alles wat daarmee saamhang. Dis ook 'n element daarby. Dus as jy tot hier geluister het, moenie vergeet om die kanaal in te teken nie, kyk gerus na ons boek, na Hart van Duisternis, hieronder op die skakel, en dan volgende keer, dan maak ons weer so.